My tema vandag is Vadersdag. My vraag is, wat gaan jy as vader vir jou kinders nadat die dag as jy tot sterwe kom? Watse gedagtes gaan hulle aangaande jou koester? As jy tot sterwe kom, gaan hulle verby 'n baar loop en sê, nou dink ek aan al my pa se sê goed wat hy altyd gesê het as hy besoek by die huis gekom het. Of gaan jy verby 'n borrelstoel loop of ry en dan sê, nou dink ek aan my pa, nou dat ek my Black Label advertensie teen die venster sien. Of gaan jy sê, nou dink ek aan my pa, as ek nou verby die dam ry, dan staan daar 'n dam toe gevat. Of as jy motorfiets hier verby ry, teen 'n hoë spoed en sê, nou dink ek aan my pa. Hy het altyd so gery. Of gaan jou kinders vir jou sê, as hulle by 'n kerk ry, ek dink nou aan my pa, hy het ons elke Sondag kerk toe gevat. Hy het die Here 100% gedien. Watter gedagtes gaan jy vir jou kinders agterlos van jou? Die tipe vader wat jy is, die tipe pa wat jy is. Dis alles vrae wat by jou as vader moet opkom. Onthou, jy as vader het 'n baie groot rol in jou huwelik, in jou kinders se opbrengs. Dit het 'n groot ripple effek, dit is soos om 'n klip in die water te gooi. Hy word al hoe groter. Onthou, jy het kinders, hulle het kinders, hulle kinders het kinders, hulle kinders het kinders, het kinders. So gaan dit, die ripple effek word groter. Nou as jy jou kinders verkeerd groot maak, raai wat, die ripple effek gaan groter, dit gaan uitbrei na jou agter kleinkinders toe. Dit gaan net groter en groter raak. Ons hoef nie te soek vir voorbeelde hoe om op te tree nie. Dit begin al by Genesis. Hoe om 'n vader te wees. Begin al in die begin van die Bybel. Nou, kinders begin op 'n baie vroeë ouderdom ouer mense namaak. Het julle al gesien, daar was advertensie op Facebook van die Chinees wat so krippel loop, en hier kom sy kind agterna en loop so krippel. Dieselfde het met my gebeur, ek het in 2014 'n groot enkeloperasie gehad, en ek het my kruk geloop en my kleinseun het agter my geloop, hy was so 2 of 3 jaar oud. En ek het so gesukkel met hierdie lyfie vir my, is dit maar moeilik met 'n stel krikke. Toe ek so opkyk, hier op die kleinseun agter my dieselfde, loop hy so. Dit wys jou wat 'n invloed jy as ouer of as 'n vader het op 'n kind. Kinders stel goed op 'n baie vroeë ouderdom op. Maar dis altyd die verkeerde dinge wat hulle die vinnigste optel. Die vloekwoorde. Och, maar dit is te kostelik. Maar mense, die Here dink dit is kostelik. Elke keer wat jou kind verkeerd of lelik praat, vader, ek praat nou met die vaders, is dit 'n negatiewe kruisie teen jou naam in die boek van die lewe. Want jy bring jou kinders verkeerd op. Jy as grootouer op. Jy as grootouer op. Die kans is 99% vir 'n kind, as sy pa elke dag in die baar sit, en sy ma slaan, en die kinders mishandel, dat daai kind dieselfde gaan doen. Die kans is 99% vir dit. Dit klink lelik as ek dit sê, maar monkey see, monkey do. Dit is hoe dit is. Jy volg die voorbeeld. Dit is soos om af te trek met 'n stensel, as jy skryf, daai aftrek, het lyk presies soos wat daai stensel lyk. Dit is presies wat gaan gebeur as jy jou kind verkeerd groot maak. Hy gaan verkeerd groot bly. Nou, ek gaan nou met julle behandel 20 verse wat oor 'n vader gaan in die Bybel. Nou, dit is 3 kategorieë. Nommer 1, wat die woord sê oor pa wees. Ons gaan nou sien in Spreuke 1 vers 8 tot 9. My seun, luister na die tug van jou vader en verwerp nie die regwysing van jou moeder nie. Want dit is 'n lieflike krans vir jou hoof en 'n sierlike ketting vir jou hals. Dit staan duidelik geskrywe in die woord van God. Jy as ouer met jou kinders tugtig. Ek sê nie, jy moet hulle elke dag doodslaan nie, mense. Baie kinders, as jy saggies met hom praat, het dit meer impak as wat 'n pak slaap hom het. Die vader se plig is nie net om vir sy familie te voorsien nie,
maar ons moet 'n rolmodel ook te wees vir sy kinders. Nie net vir sy kinders nie, vir sy naaste, vir die mense om hom. En dit is om jou kinders op te bring volgens die woord van God, volgens die heilige evangelie. Dan verder Psalm 103 vers 13. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor hom wat vir hom vrees. Mense onthou dat God sê nie ons moet vir hom bang wees nie, maar ons moet godsvreesend wees. Die bang wat jy moet hê vir God, is as jy iets verkeerd doen, moet jy bang wees. Dis dieselfde as kind as jy iets fout gedoen het. Jy is lief vir jou pa, maar jy is bang vir as hy huis toe kom. Want hy weet jy gaan 'n pak slaag kry. Maar jy is nie bang vir hom nie, jy vrees vir dit wat gaan kom. Dis al. Nou hier is 'n direkte bewys oor hoe God hom ontferm vir die wat hom vrees. Dit beteken ook dat Jesus moet aanneem as jou verlosser, redder en zaligmaker. Dis God se wil en sy woord. Dis volgens die heilige evangelie. Die woord wat God vir ons gegee het. Efesiërs 6 vers 4. En vaders moenie hulle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning na die Here. Moenie jou kinders se verkeerde weë leer nie. Onthou, in die begin het ek gesê dat 'n kind tel al die verkeerde dinge eers op. Dit mag miskien vir die ouens koekig klink soos ek weet of jy dit gesê het, maar dit klink nie vir die Here nie. Glo my vry. En dis nou soos ek sê, is nog 'n crazy ding naam. Spreuke 22 vers 6. Oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy, ook as hy oud word, daarvan nie afwyk nie. Is dit nie 'n mooi vers? Pragtiger as dit kan nie gestel word, hier sal geskrywe, dat jou seun, en ja, jou dogter ook, die woord praat van seun, maar hy praat van die dogter ook. Moet jy voortbring. Jy moet hulle leer volgens die weg van God. Nou wie se weg sal die kind se weg wees? Natuurlijk sal hy die weg van God wees. Dis die wil van God, wat ons moet nakom. Die weg sal gebaan wees volgens sy opbrengs en ook volgens die wil van God. Daar buiten sal die jeug sien met verskillende aardhede. Ek weet nie of jy al gesien het van die party seun wat rondloop met die broekie onder hulle boude hang nie. Weet, dis die opbrengs waar daai kinders het. Party seuns het oorgalle in waar die plekke is nie. Maar dis hoe die kind opgebring is. Mense, as jy jou kind opbring, sal laat ook toelaat om saam met verkeerde maats omgang te hê, om saam met verkeerde maats dinge te doen. Dan gaan jy saai, dan gaan jy maai wat jy saai. Jy gaan maai wat jy saai. Dit is so groot rol 'n vader. Onthou die hele woord vandag gaan oor die rol van die vader. As die vader se handwerk oor sy kinders is volgens die wil van God, sal sy kind dit uitbring. Maar as daar geen meer uitgeoefen word nie, gaan hy kind deelik uitdraai. Glo my vrou, dit gaan. Ek het al gesien, ons het van dit in ons familie. Ek praat nie van kinders van 4, 5 nie, ek praat van mans wat al in die 30, 40 is, wat nog steeds so is, as gevolg van hulle opbrengs. Lukas 15 vers 20. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels, en hartlik gesoen. Julle herken seker daai stuk. Dis uit die verlore seun. Mense, as jou kind iets fout gedoen het, hy was 'n ruk uit die huis uit, en hy weet hy fout gedoen, en hy kom na jou toe terug, en hy sê vir jou asseblief, pa, vergewe my. Hoe gaan jy jou kind hanteer? Gaan jy hom wegjaag, of gaan jy hom aanvat en vir hom sê, kom, dan gaan jy help? Gaan jy jou kind reghelp? Of gaan jy hom weghelp? Tyd vir vergewe en vergeet. Daarom moet ons bly wees, dat ons 'n lewende God dien wat vergewensgesindheid het. Hy verwyd ons nie as ons na hom toe kom vir vergifnis nie. Glad nie, God is nie verwydend nie. Hy vergewe jou. Hy vergewe jou tot sondes wat jy hom nie voor gevra het om jou te vergewe. Spreuke 23 vers 24. Die vader van 'n regverdige juig baie, en as iemand 'n wyse verwek het, dan is hy bly oor hom. Is dit nie lekker as jy as ouers sien as jou kinders vooruit gaan nie? As jy sien finansiëel gaan dit goed, in hulle geesteslewe gaan dit goed.
Is dit nie lekker? Ek is gelukkig in daai posisie om te kan sê, my seun hulle oorstee, dit gaan baie goed met hulle geestelik en geldelik my dogter hierso. Geestelik en geldelik gaan dit met hulle goed. Dit is my lekker as ouer om dit te sien. Watter ouer wil dit nie sien nie? Elke liewe ouer wil dit sien. Hebreërs 12 vers 6, van die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Onthou weer praat hy van elke seun, maar is elke dogter ook. Die beste vader wat in die ganse heelal is God die Vader. Hy is die grootste vaderfiguur wat daar is en wat ooit sal wees. Daar sal nie 'n groter vaderfiguur wees nie. As jy as 'n vader wil gaan kyk hoe om jou kinders hanteer, lees net die woord van God en sien hoe God sy kinders hanteer, dan weet jy presies hoe om jou kinders te hanteer. Hy tugtig ons, God tugtig ons, nie om ons te laat val nie, maar om ons 'n sterker mens te maak, dat ons kan sien hoe nodig ons hom het in ons lewens, dat ons nie sonder hom kan klaarkom nie. Nou die tweede deel, wat nou te doen het met die vrouens ook, maar die man is nog steeds hoofkarakter. Die man as huweliksmaat, gedink dat jy net 'n goeie pa moet wees vir jou kinders. Nee, jy moet 'n goeie egtelik wees vir jou vrou. Nou hoe jy jou vrou behandel, so gaan sy seun 19 keer sy vrou behandel. Prediker 9 vers 9. Geniet die lewe met die vrou wat jy lief het, al die dae van jou nietige lewe, wat jy jou gegee het onder die son, al jou nietige dae, want dit is jou deel aan die lewe en aan die arbeid wat jy met moeite verrig onder die son. Dis 'n daadwerklike opdrag, om jou lewe met jou vrou te geniet. Nie met die buurman se vrou nie, met jou vrou aan wie jy trou beloof het die dag, toe hulle vir mekaar gesê het, I do voor die kansel. Daai belofte wat jy afgelê daai dag, dis met daai vrou. Nou gaan ons verder, Markus 10 vers 9. Wat God aan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Dit is nie net deur draagspring wat jou belofte aan jou vrou en God verbreek nie. Dit kan wees deur pornografie kyk, deur dobbel, deur drank, baie dinge, deur las, alles kan maak dat jy jou belofte aan jou vrou verbreek, wat jy voor God gemaak het, die dag jy sê, 1 Korintiërs 7 vers 14, want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sal julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Die vers verduidelik homself goed, as jy as man en jou vrou trou beloof aan mekaar, voel julle mekaar aan. Julle gaan nie net na 2 dae wat julle mekaar ken sê, nou gaan ons trou nie. Julle loop 'n pad saam voordat julle trou. Ek sê nie saam bly en dit, ek sê julle loop 'n pad saam, as meisie en kerel dan ons verloofd is, en dan besluit jy om die groot stap te neem. En mense, daai stap is nie perdekoop nie. Dit is glad nie perdekoop nie. Dit is altyd die kinders waaronder lê, as daai 2 ouers se paaie skei. Efesiërs 5, 28 tot 29. So behoort die man sy eie vrou lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Wees ons as mans om te besluit dat die buurvrou of die een op straat beter is as ons vrou. As die een wat God jou help, wat God jou toegevoeg het, die dag die gesê daai nie. Want as jy met lustige oë na 'n ander vrou kyk, al is dit op die telefoon, al is dit op die tablet, al is dit op jou rekenaar. Mense, as jy net dink aan die daad, het jy die daad gedoen. Dit is hoe dit is. Of jy dan so laat dink vir jouself, dat jy jouself nie lief het nie. 1 Petrus 3 vers 7. Net so moet julle manne verstandige met hulle saamlewe,
en aan die vroulike geslag as 'n swakkere eerbewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Manne, soos wat julle vrou behandel, kan maak dat jou gebed nie aangehoor word deur God nie. As jy nie jou vrou behandel soos die woord van God sê nie, glo my vrou gaan jou gebede nie aangehoor word nie. Hier sê dit vir jou in Petrus 3 vers 7. 1 Petrus 3 vers 7. Staan duidelik daarso. Onthou dat jou vrou nie slaapsak nie. My ouer pa het altyd gesê 'n vrou het nie slaapplek nie. As jy iemand wil slaan, gaan challenge op Mike Tyson. Los jou vrou uit. Daar is baie gevalle by die vrouens wel die man slaan. Maar meestal is die mans. Onthou is ook die ek wat so sê, dit is die woord van God wat so sê. Nou die derde, die laatste deel is die rol van liefde by die pa as hoof van die huis. Dit is die belangrikste deel van die hele 3 punte wat ek vandag oor gepraat het. Want as jy liefde het, kom al die eerste 2 goed outomaties by. 1 Korintiërs 16 vers 4. Laat alles by julle in liefde geskied. Die woord sê nie laat alles uit welis geskied nie, maar uit liefde. As jy iets vir jou vrou doen, moet jy nie gedwing voel om dit te doen nie. Doe dit uit liefde uit. As jy wil kerk toe kom, doe dit uit liefde uit, nie omdat jy gedwing is nie. As jy iets teen jou medemens het, gaan praat dit uit met die medemens. Omdat jy dit wil doen, omdat volgens die wil van God is. Nie omdat jy gedwing voel om dit te doen nie, maar omdat die wil van God is. Alles moet uit liefde uit wees. 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtighede nie, maar bly saam die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Het jy al ooit gehoor van die gesegde, liefde is blind? Mense, daai gesegde kan nie verder van die waarheid wees as wat dit is. Die liefde word oral gesien, as jy 'n paartjie sien in die dorp loop, is 'n laaitjie van 16 en sy meisietjie van 15, daai kyke wat hulle mekaar gee, dis liefde. As jy blind was, sou jy sien nie. My een suster het altyd gesê, 'n gevoel, 'n liefde is 'n gevoel wat jy nog nooit van tevore gevoel het, jy voel nie. Of as 'n misverstand is 'n twee dwaase. Dis wat sy altyd gesê het, maar God ag die liefde so hoog, né? Daar's geen ander woord wat meer voorkom as sy woord as liefde nie. Die liefde word oral gesien in jou huwelik, in jou handel en wandel. Handel en wandel. Alleenlik wanneer jy Jesus getrou volg, sal jou privaat lewe inval by dit, en jou liefde sal sterker en sterker word. Amen. Vir jou vrou, vir jou medemens, vir alles. Eers wanneer Jesus in die prentjie kom. Jy as pa kan hoe goed wees vir jou kinders, as jy nie opbring volgens die wil van God, jy sien nie regtig te vul nie. Ek het 'n fliek gekyk, jare terug, is 'n Christelike fliek van hierdie pa wat gesterf het, en hy kom, en hy word hel toe gestuur. Daar kry een van sy vriende, en sy vriend sê vir my, wat soek jy hier? Jy het al vir jou kinders dit gedoen, jy was so goed vir jou vrou, jy het dit gedoen, jy dat gedoen. Hy sê, maar ek het niks gedoen in die naam van die Here nie. Mense, dit dra krag. Sonder die daad en handel in liefde, is daar die 3 woordjies van ek het jou lief, is dood. You must practice what you preach. If you talk the talk, you must walk the walk. Die geskenk van ewige lewe wat God jou in jou gesin gee, as jy hom onverwaarlik volg en volgens sy wil lewe, is so groot, dat daar geen geld waarde is om dit te kan koop nie. Mense, daar's niks groter. Daar's nie 'n bedrag wat jy ooit kan doen, wat dit werd sal wees, as jy sê dit om dit te vergelyk met die liefde wat God vir ons het. Daar is nie, dit bestaan nie. Johannes 15, 12 tot 13. Dit is my gebod dat julle mekaar met lief het, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie,
dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Gaan jy, as jy in die straat loop en jou medemens loop daar, is jy as mens bereid om jou lewe af te lê vir daai persoon? Waar is naaste liefde? Hier sê die woord vir jou. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. En jy moet bereid wees om jou lewe af te lê vir jou vriende. En jou vriende is jou naaste. Jesus het dit gedoen. En nie so mense wat met hom vriende was, die mense wat hom wou doodmaak, het hy sy lewe afgelê. En wat is ons beter as hy? Dis waar liefde inkom. 1 Petrus 4 vers 8. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want liefde sal menigte sondes bedek. Wat ek net gesê het, God vergewe jou vir sondes wat jou nie voorgevra het om te vergewe nie. Moet jy liefde in jou het, moet jy sy liefde in jou het, want ons daai sondes jou outomaties vergewe. Die laaste een is 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Mense, dit is vir een van die kragtigste verse in die woord van God. Vir my persoonlik, oral kan ons lees dat liefde die negatiewe en positiewe verander. En deur liefde en soos God van ons verwag om te doen, verdwyn die vrees en kry ons die nodige krag en selfbeheersing. Plaas God nommer 1 in jou lewe, in jou huisgesin, in jou huwelik, in jou finansies, in alles wat jy doen, en jy sal sien, jy sal begin floreer. Daar gaan kere kom wat jy gaan val. Want soos ek al baie voorgesê het, is nie hoe hard jy val nie, is hoe vinnig jy hand uitsteek om God se hand te gryp. Mense, hoe langer jy bly lê, hoe moeiliker gaan dit wees om op te staan. Of hoe lekkerder gaan die wêreld vir jou begin voel. Want dit is wat Satan wil hê. Hy plaas die lekker dinge voor jou. En daarom begin hy lekker dinge vir jou reg lyk. Dit begin lyk asof dit so moet wees, maar dit is nie. Dit is net die lamp wat hy voor jou sit, die blinddoek wat hy vir jou opsit. Dit is om te volg en nie om God die Vader te volg. Ek kyk nou na 'n klip van hierdie gay pastoor oor see, wat voor die kansel staan met make-up op. Wat hy vir die mense sê, hy het nog nie aan 'n drag naamvolg gedink, as hy wat hy vir homself bedoel as hy op die kansel staan nie. Weet jy die mense amen en halleluja en klap hande vir hom. Sy hele gemeente. Wat word van ons wêreld? Daar is 'n jongman oor see wat by die kampus omgaan. Dan praat hy so met die mense, weet jy word daai man aangevat? Deur hierdie gay en lesbiene en deur hierdie sataniste veral. Daar het 'n ou aangevat wat 'n masker van 'n bok aangehad het, wat hom opgemaak het soos 'n duiwel. Die wêreld word siek, mense. En dis wat ons kinders sien. Julle as ouers wat klein kindertjies het, julle kan op julle kinders se fone party plekke blok waar hulle nie kan ingaan nie. Mense, ek stel voor julle doen dit. Hulle moet nie blootgestel word aan daai dinge nie. Ek gaan nou vir julle dink, dit kos een klein woordjie op iemand se kop te draai van reg na verkeerd toe. Dit kos een klein dingetjie, mense, een klein handeldingetjie. Een klein iets wat iemand teen hom verkeerd gedoen het, om daai persoon se kop skeef te draai. Ek bedoel nie dat hy gay raak nie, ek bedoel dat hy wegdraai van God af. 'n Klein woordjie. Maar dit vat groot werk om daai persoon weer terug te kry by die Here. So let op wat julle vir julle naaste sê. Let op wat julle aan julle naaste doen. Let op wat julle vir julle kinders doen. Let op wat julle vir julle kinders laat doen. Vaders, is julle plig, ek praat vandag met julle. Julle staan aan die hoof van julle huis. 'n Ma kan 'n kind opvoed deur die dag, ja. Ons sê dis al werk, mense, dis nie die vrou se werk nie. Dis julle al twee se werk. Jy sê dit daar kos in te bring vir die huis nie. Nee, jy moet jou vrou help om jou kinders op te bring.
Jy is dan in beheer van jou. Mense, dit is tyd geword dat ons wakker word en besef daar by die koms van die Here is. As jy kyk wat aangaan in die wêreld, Israel en Iran, mense, dit raak lelik. Wat in ons eie land aangaan. Dis nie net by ons nie, Rusland, Oekraïne, die hele wêreld is deesdae is omgesikkel. Mense kan nergens meer in die mense se loop en hulle wandel, die hand van God sien nie. Hulle het dit alles vir eie gewin. Hulle het niks meer vir God nie. Die parlementse vergaderings word nie meer geopen met gebed nie. Die skole se begin word nie meer geopen met gebed nie. Die oggend as die kinders in die klaskamer kom, word nie meer geopen met gebed nie. Julle kinders gaan slaap in die aande sonder dat daar saam met hulle gebid is. Ons laat God uit ons lewe uit toe. Nou wonder ons hoekom dit so gaan met ons word gegaan. Ons probeer almal behalwe onsself. Ons probeer tot vir God. Iemand daar in jou sterf. Daar's mense wat tot vir God begin haat omdat hy persoon gesterf het. Mense, dis nie God nie. Gryp eerder God aan as om te blameer vir elke liewe ding wat in jou lewe verkeerd gaan. O God, hoor nie my gebed aan nie. Die Here hoor nie wat ek kom vra nie. Mense, daar's dinge in die lewe wat daai gebed van jou verhoed om deur te gaan. Daar's dinge wat jou laat teen 'n muur vasbid. Ons moet daai dinge begin regkry in ons lewe. Op om die jammer Sunday game te speel. En begin back up. En begin pa staan vir die dinge wat jy verkeerd gedoen het en maak dit reg, mense. Die tyd is nou, maak dit reg. Daar is nie meer tyd nie. Die tyd is hier. Tot sover. Ons by geloof.